Ek wil met volgende met die deel oor 'n tema van my boodskap vanoggend is bitter soet of bitter suur. En ek wil by dit, die hooftema van dit wil ek praat oor bitterheid. Bitter soet of bitter suur. Iewers in 'n mens se lewe het jy al te doen gehad met bitter soet of bitter suur. Amen. En wanneer jy by sweets kom en jy kom met sweets weer, jy kom by 'n plek en jy vat daai stuk suurlemoen of jy vat daai stuk suikerding wat jy het, dit vat jou weer terug na daardie geval toe die eerste keer is dit asof daai soet by jou gebore was. Of daai suur, daai eerste suur, my meisiekind, ons is gister by 'n plek en hulle het sulke suurlemoenstukkies op die bordjie en sy pak hulle in en sy maak asof dit sy 'n stuk steak is waarmee sy eet, want sy love dit. Maar dit wat gebeur terwyl jy dit eet, daai gesigtrekke en daai mond wat so die spiere wat die saamtrek en dit moet lekker wees, maar dit moet ook sleg wees. Amen. En so het ek vanoggend nou iets hiernatoe gebring en ek wil hê u moet verstaan wat ek sê vanmôre. Maar eerste wil ek hê ek weet nie wie is hier vanoggend wat my kan kom help met dit nie. Ek het 'n paar sweeties hier binne wat bitter lekker is. Ek praat vanoggend, my tema gaan oor bitter. Hy kan bitter soet wees of hy kan bitter suur wees. En wie gaan my gou help vanoggend? Ek wil hê elkeen moet, Jaco, kom jy hier. Ons kampkommandant. Ek's besig met dit vanoggend, maar julle moet hom watch, hierdie hou van soet goed. En toe ek vanoggend, terwyl ek besig is om klaar te maak en ek sê, Here, ek is bly ons is nog 'n klein gemeentetjie, maar hy is redelik mense vanoggend. Maar, want as ek nou dit moes gedoen het in 'n groter gemeente, dan moes ek 10 pakke sweets. Daar's al iemand wat al klaar sweets eet in hierdie plek, ek watch maar. En dan moes ek 'n groter bak sweets gekoop het. Maar ek wil graag hê vanoggend, moet jy eers 'n soet ding vat. Jaco, hierso is die dingetjie vir safety, gee vir elkeen een. Jy moet asseblief 'n suikertjie vat. As jy nie kan nie as gevolg van suikerprobleme, sal ek dit verstaan, maar ek wil graag hê jy moet deel hê van dit wat ek met u wil deel vanoggend. Want ek wil hê jy moet die aroma, dit wat aan die einde van hierdie boodskap kom, wil ek hê jy moet dit in jou mond kan rol, en dit moet in jou hart in beweeg, en dit moet deel word van jou lewe, dat wanneer jy ooit weer by so 'n situasie kom, dat jy hierdie oggend nooit in jou lewe sal vergeet nie, want bitterheid is 'n wortel wat jou lewe verwoes. En my boodskap vir jou vandag is dat bitterheid skuif in jou lewe, sodat hy glad nie meer oorhand het in jou lewe nie. Amen. Bitterheid is 'n wortel. En baie mense loop en word oud en gaan deur die lewe en is ervare mense wat bitterheid in hulle lewe het, maar hulle kan nie gelukkig wees nie. Want hoekom? Dis 'n wortel wat jou boom dra, en terwyl ek hierdie boodskap by die Here kry, toe sien ek hoeveel bome wortels het van bitterheid, want weet jy dat bitterheid is dit, 'n wortel is iets wat iets intrek, so dit bring iets in jou in, en wanneer jy groot word, is daar blare aan die een kant wat nie werk nie, en vrugte wat jy dra wat gemisvormd is, vrugte wat nie smaak het nie, dis as gevolg van bitterheid in jou lewe, en God wil vanoggend vir jou sê, my kind, ek is hier vanmôre om die wortel van bitterheid uit jou lewe uit te skuif, uit te breek. Maar jy moet die keuse hê vanoggend. Daai sweets is bittersoet en lekker. Ja, Jaco, jy moet gou maak, jy's reg. En ek wil volgende hê, jy moet die woord vat soos 'n kind vanoggend. Ek wil hê jy moet volgende die woord vat en jy sê vir een hand jou, ek gaan vandag se woord myne maak. Wanneer jy dit joune maak, is wanneer jy by 'n boom staan of jy's by 'n verjaarsdag en jy weet daardie geskenk wat op hy vloer is joune. Jy haal nie jou oog van daardie geskenk af nie, want jy weet volgende het God met jou afspraak. Jy's volgende in hierdie kerk, jy sien volgende omdat God met jou afspraak het. Wanneer jy bitterheid skuif in jou lewe, dan gebeur daar nuwe dinge, avontuur dinge in jou lewe. Dinge wat jy iemand anders se lewe gesien het. Is dit nie baie keer in ons lewe, dan kom ons met mense te doen, en dan wanneer ons by mense is, ek sit en gesels met iemand, dan sê ek, ja, maar ek wil ook dit hê. Ja, ek het so begeerte na dit. Jy's vanoggend op baie plek. It's gonna happen with you. Dit gaan met jou gebeur.
Is allemaal bitter lekker hier vanoggend. Ek ervaar is 'n salwing wat opbouend is vanoggend in hierdie plek. Ek ervaar iets wat gaan gebeur in mense se lewens vandag en die mense wat inkyk vandag, dat hulle besef vandag is my rooi letterdag. Is vandag 'n dag, die woord van die Here sê, jy moet soos iemand wees wat 'n hou slaan. En wanneer jy hom slaan, moet jy hom raak slaan. Vandag kom die Here en hy kom in jou lewe en hy sê vir jou, ek wil vandag 'n wortel uit jou lewe uittrek, gaan jy dit toelaat? Jy vertrou dokters. Mense vertrou verskillende, vrouens vertrou ginekoloog. Mense vertrou soms so maklik, mense, dis net so vinnig, dan vertrou jy mense, maar die moeilikste om te kan vertrou, ek sê dit, maar die moeilikste om te kan vertrou is God. Eina. Jy het bitterheid in jou lewe. Daar het iets gebeur in jou lewe wat 'n teleurstelling is, en dit wat die wortel is, dit bedink jy, dan het dit nog nie eens gebeur nie. Dankie. Mag ek hom vat? Is lekker, nee? Ek wens, hier was meer mense gewees om te proe wat ek proe. Dis so satisfying, as ek dit so mag sê. Verheerliking, lekker hier in jou maag en jou kop en alles wat deur mekaar. Gaan jou mond, jou kop en jou maag, alles nie deur mekaar nie. Nou terwyl jy nou dit gedoen het, Jakob nie sit nie. Ek wil vandag sê, as dit nie vir Jakob was, het jy nie sweet in jou mond gehad nie. Ek wil vir die volgende sê, God misbruik jou nie, God gebruik jou tot sy koninkryk. En al vir jy maatjie daar, is jy net so belangrik soos die pastoor. Eina, amen. En ek wil volgende vir vra, elkeen moet nou hierdie ene vat, maar ek en jy hou van dit. Maar, jy moet elkeen van hierdie vat. En dan praat ons daarna. Ek gaan die skrif gou lees. Jy moet hierdie kant begin, Jakob, en hy sweet moet eers werk in sy mond. Jy moet daai kant begin. 'n ding is bittersoet of 'n ding is bittersuur. En niks teen jou nie, Reino. Ja. Sê vir een land, sê aan die God is goed. God is goed. Hy het sy seun gestuur om die goed uit jou lewe uit te haal en die bitter te skuif. Sy gedagtes aangaande u is gedagtes van seën en voorspoed en nie onheil nie. Die Engelse vertaling sê so mooi, you are victorious. Ja, dit sny so deur jou. Maar jy kan nie sê, of jy kan nie die gevoel werklik kry van victorious, wanneer jy bitterheid in jou lewe het nie. Jy kan nie die gevoel kry van werklik seun en dogterskap, wanneer jy bitterheid in jou lewe het nie. Jy kan nie regtig op God vertrou en geloof, as jy bitterheid in jou lewe het nie. Want wat hy maak is, hy omskep jou persoonlikheid. Jy kan na 'n goeie, gesonde tafel toe gaan, maar omdat daar iets in jou lewe gebeur het, daai verwerping of wat ook al, dan veroorsaak hy bitterheid, en jy kan by 'n gesonde tafel kom, so daar waar jy sit by 'n gesonde tafel, suig jy negatiewe water in. Jou gedagtes is klaar negatief, omdat jy sien, jy het nog daai gevoel in jou lewe, en dit wat bitterheid veroorsaak het, kom en jy kan in wat se goeie tyd wees in jou lewe, maar jy het nog steeds daai bitterheid laat jou sien, die negatiewe in jou lewe. Hierdie paar gesiggies lyk anders vanoggend hierso. Hoor gou wat sê Hebreërs 12 vers 14. Nou wanneer ek by die dokter kom, en so 8 jaar terug het ek so 9-10 keer hartaanvalle gehad en allerlei dinge gehad, en kort, elke week is ek in die hospitaal, elke week is ek daar, en hulle behandel my, sit my op drippe, en so kom ek en hulle spuit jodium in my liggaam, en ek is hoogs allergies vir jodium, en ek sê vir hulle, ek is allergies vir jodium, spuit jodium in, en hulle, 2-3 keer 11 uur die nag, spuit hulle weer jodium in my lewe in, maar ek soek hulp, is dit nie? Ek is daar, want ek het hulp nodig.
Want kort as jy daar as jy by daai doodsgevoel kom. Kort as ek by daai doodsgevoel kom, dan sien ek my vrou en my kinders so verby my rol, dan enige ding wat ek kan gryp om my te kan help, moet ek soek ek hulp. Dis die waarheid. En ek lê daar en ek soek hulp. En hierdie boodskap vanoggend is vir u en vir my om te besef dat God is ons grootste hulpbron. Amen. God is ons grootste hulpbron. Ek wil vir u sê, ons sit so 2 jaar terug. Verskoon my net. Ja, hy trek jou so hier agter, nee. Dan weet ek, hy's bitter hier. Ek weet nie van u nie, maar ek ervaar 'n salwing. Jy's vanoggend in 'n diens waar God vir jou wil werk. As jy hom toelaat, my vriend, gaan jy uitstap vanoggend. Jy gaan gesonde vrugte dra. Jy gaan 'n gesonde, invloedryke mens wees vir ander daar buite. En ek wil dit sê, dat drome gaan in plek skuif. Dit wat God vir jou voorberei het, gaan in plek skryf en dit gaan in werklikheid kom in jou lewe, dit gaan tot 'n waarheid kom. Hy sê so in Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ja, dis al maar iets soets. Die vrede is die soet van die evangelie. As jy klaar by Christus uitgekom het, dan jy kan nie anderster nie. Jy kan nie anderster nie. En ek sê nie, jy gaan nie dit kan doen, jy gaan dit nie kan doen nie. Maar ek wil vir jy sê, wanneer jy by die Here uitgekom het en daai wortels is uit jou lewe uitgeskuif, jy sien sommer 'n vrou wat vreugde het en vrede het. Jy moet vir 'n naderhand sê of 'n man sê, hoor die stadig, moenie almal vertrou nie, maar jy gaan nie verstaan wat in daai ou se lewe aangaan nie, want hy het elke moontlike wortel, daar's 7 wortels wat jy moet skuif, en ek wil vanoggend praat oor bitterheid. Bitterheid is 'n kragtige been in Satan se hand, wat jou as kind van God se lewe totaal verwoes. Want jy sien, wanneer jy kan tussen mense wees en jy kan allerlei dinge doen, jy kan gelukkig wees, jy kan vrede hê met almal. Maar die oomblik as jy op daai plek kom waar jy en hy alleen is, dan tackle hy jou. Dan voel jy, joh, ek is 'n mislukking. Dan voel jy, joh, maar daai onderwyser het gesê, jy gaan nêrens kom in jou lewe nie. Of jou pa het vir jou gesê, jy moes nie daar gewees het nie. Of jy het in 'n gesprek ingeloop en gesê, jy het gehoor, ek het dit al gehoor, jy sê oeps. En dis die dinge wat in jou lewe geplant word, wat 'n saad is, wat 'n wortel word in jou lewe, wat jy laat groot word in jou lewe, en dis die vrug, ek wil hê jy moet dit, dis die produk, wat jou benadeel, om nie die Heilige Gees vrugte te dra ten volle in jou lewe nie. Jy sukkel van tyd tot tyd in jou lewe met sekere dinge, en jy kan nou spoed hê. Jy kan nou spoed hê. Maar ewe skielik, dan voel jy net, joh, maar ek is nou hier in 'n gesprek waar ek was. Eintlik sê die Heilige Gees vir jou, dis die ding wat jy moet uit jou lewe uitskuif om bitterheid uit te skuif. Vers 15 sê, hy sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet.
dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwerk en baie daardeur besoedel word. Hoekom is dit? Hoekom is bitterheid so geweldige groot saak in die woord van die Here? Jy dien die Here, maar wanneer jy in gesprekke kom, dan besoedel jy ander mense. So jy lê jou eiertjies, of jy lê jou eiertjies op ander mense en dit ontkiem in hulle lewens en dit veroorsaak 'n veldbrand. Dit veroorsaak iets negatiefs in ander mense se lewens. Maar wat maak dit met jou? Jy gaan sterf sonder die doel van God. Jy gaan sterf sonder die doel van God. Toe ek hy soeding eet, toe proe dit allemaal so lekker. Ja, hy skiet in my hart en hy gaan in my gedagtes in. Hy maak my hart die mekaar en my hare en sommer alles die mekaar. Maar toe ek daai bittersuur ding eet, toe kanseleer hy die lekker van die soet. Bitterheid. Dis hoekom ek sê, jy kan tussen geseënde kinders van die Here wees en vir 'n oomblik in jou lewe kan jy goed voel. Jy kan voel ek kan nou dans. Jy voel ek wil nou sommer hande op lê. En jy voel jy wil sommer vir 'n ou profeteer. Jy wil sommer 'n ou uit 'n reistool uit kan gaan haal. Maar die oomblik as jy by die daad kom, die oomblik if you needs to arrive, you are alive, but you are dead. Eina. Want nou kom bitterheid. En hy kom maak 'n video hier in jou gedagtes en hy wys vir jou wat 20 jaar of wat 10 jaar of wat 2 jaar of wat het gebeur by daai gemeente of wat het gebeur daar of wat het daar gebeur. En dan kom hier bitterheid soos woede, geestelike woede. Want wat maak hy as dit 'n wortel is, wat maak 'n wortel? Hy suig. Hy gaan die olie uit hierdie kannetjie uitsuig en hy gaan dit in 'n ander kan insuig. So wat gebeur met bitterheid as dit 'n wortel is? Wanneer jy daai gedagte kry en hy suig daai gif op hier na jou brein toe en dit gaan hier na jou hart toe, dan beïnvloed dit jou geestelik en jy kan nie by die plan van God uitkom nie, al is jy daar. Woe! Jy's daar as 'n messenger. Jy's daar want God het jou nodig daar. En die oomblik as daai ding gebeur hier in jou gedagtes en jy begin te dink, is jy op die regte plek, maar jy kan nie dit doen wat God wil hê jy moet uitoefen nie. En wat gebeur? Dan mis jy die plan wat God vir jou het. Hoeveel keer in jou lewe of hoeveel keer in 'n mens se lewe het jy al by 'n plek uitgestap of jy het by 'n shoppingplek uitgestap of waar ook al, en stap jy daar, dan is jy so spyt. Plaas het ek dit gedoen. Maar daai ene, dan sit ons word nie kwaad nie. Ons het vrede en ons is alright. En jy sien binne in jou, is jy ongelukkig. En jy sien binne in jou lewe, is jy kwaad vir jouself. En as jy jou kry, dan is daai plan wat die Here vir jou gesê het, is dit weg. En wat gebeur dan? Gaan lê op jou bed, of jy stap daar agter toe, en waar vind jy jouself? Jy twyfel in God. Jy twyfel. Sal ek ooit op daai plek kom? Sal ek ooit dit? Jy was nou net op daai plek. Maar die wortel van bitterheid moes jy kan skuif. Bitter. Jy kan bitter laat wees op 'n plek. Een ding wat my pa my geleer het, jy's 10 minute voor 'n werk, wat jy werk begin, is jy daar. Jy laat nie iemand anders te vir jou, want dan is jy bitter laat. En mannetjie, ek gaan jou velletjies vir jou afhaal. Laat ek hoor iemand het vir jou gewag. Dan kry ek nog 'n bitter harde pak sla ook.
Jy kan in bitter slegte omstandighede kom in jou lewe. In jouself. Jy kan in goeie omstandighede wees, maar jy kan in bitter slegte omstandighede wees, wanneer jy bitterheid het. Want daai bietjie bitter wat jy in jou lewe het, veroorsaak 'n hele groot rigmarole in jou lewe, om alles te verloor wat jy voel daar in daai oomblik. Ek wil gou vir iets lees hierso. Efesiërs 4 vers 31. Alle bitterheid en woede en toorn en skreeu en laster moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Is dit nie dat ons sê dat die kruis doen sy werk, maar as jy God vertrou, gee dit vir God. Amen. Bitter kan jy by soveel dinge pas in jou lewe. Soveel dinge kan jy bitter pas by jou lewe. En dit kan vir jou voordelig wees, en dit kan vir jou nadelig wees. Dit kan vir jou iets wees soos suiker, dit kan vir jou iets wees soos 'n suurlemoen. Maar as daar een ding is, jy kan bitter baie sonde hê, maar daar's vir jou bitter baie genade. Maar as daar een ding is in my en u lewe, dis hoe God wil hê, ons moet die wortel van bitterheid in ons lewe skuif, is sodat jy gaan bitter, as daar een ding is wat jy nie kan wegvat in jou lewe nie, wanneer jy deur daai hek stap, en dis deur die dood stap, en jy kom aan die ander kant, en jy sien, jy is bitter spyt, want jy het nie geluister nie. Is daar een ding wat jy nie kan skuif nie, wanneer jy bitter spyt is, nadat jy dood is. En dan kom bitterheid en hy kom glimlag hier vir jou en hy sê vir jou, hoor hierso, Henny, ek is deel van dit. As iemand oor iets praat, dan word jy bitter hier binne in jou. Ek het 'n pa gehad wat vir homself kon opstaan. Regtig, hy kon vir homself opstaan. En daardeur het daar baie dinge oorgedra na my toe. Dat, soos in die ou dae, die dag toe hulle my pa aanrand, 29 mense, en ek sit op 'n plek in my lewe, en ek sê, Here, regtig, 3 uur in die oggend, sit ek in my sitkamer, en ek sê, Here, maar ek soek u wil in my lewe. Want wanneer jy jou pa daar sien, hy lê daar, sulke diep gate in sy kop, so oor, op sy rug, 270 steke, 2 lyne wat so afgegaan het, daar was nie 'n plek in sy gesig wat hy nie reg was nie. En kort, net so kort, tydjie in my lewe, so 2 jaar, het ek bitterheid in my lewe gehad. Ek kon 'n skoon stuk staal vat en daai ouens wat dit gedoen het, lewendig opkap. En die dag toe die Here my siel red, toe soek ek die invulling met die Heilige Gees. Ek wil sê, soos wat Paulus gesê het, dit wat ek ontvang het, het ek aan julle gebring. Dit wat ek fisies ervaar het in my lewe. En ek kom in 'n worstelstryd soos Jakob met God. Ek sê, Here, ek hoor en ek sien hier die Heilige Gees tale in vreemde tale en ek sien al hierdie handoplegging en ek sien al hierdie goed, maar ek soek dit. Kort gaan ek in vasting en ek soek die Here. En elke keer as ek op daai plek kom, dan sien ek, hier lê my pa. Ek vertel julle die waarheid. Een môre 3 uur maak die Here my wakker. Ek het vandag met jou 'n afspraak. Gaan sit daar en maak vir my koffie, gaan sit daar in my sitkamer en ek begin te bid. Die Here sê vir my, jy moet daai bitterheid uit jou lewe uithaal. Ek sê, Here, ek kan nie. Ek weet nie hoe nie, ek kan dit net nie doen nie. 1 uur en 47 minute wat ek met die Here geworstel het op hy sitkamervloer. En dan loop ek en stel ek hy bank so op. Ek stel daai bank op met my nek en loop ek so met hom in my sitkamer. Dan lê ek weer op die grond en dan worstel ek en ek sê, Here, maar ek kan in die volgende moment. Toe sê hy, jy nie meer kan nie, ek kan. Volgende moment, toe lê ek op hy sitkamerbank en 2 weke daarna, toe vul die Here my met die Heilige Gees. Bitterheid hou jou
uit die plan van die Here uit. Jy kan in die plan wees, maar jy kan uit die plan uit wees. En ek wil vir u vanoggend hierdie boodskap gee. Esau kom en hy verruil sy eersgebore reg vir 'n pot lensiesop. En daar ontwikkel 'n verbitterheid in sy lewe. Jy kan vandag in hierdie kerk wees en jy kan inkyk vandag in die keuse wat jy sou gemaak het, of jy daai keuse gemaak en daai teleurstelling wat jy het, as jy op 'n plek kom in jou lewe en jy was miskien geestelik gewees en jy kom op 'n plek wat jy miskien voel jy het 'n bietjie flou geword en nou sukkel jy om weer daarby uit te kom. Dit kan 'n verbitterheid word in jou lewe. 'n Keuse wat jy gemaak het in jou lewe en dit het jouself benadeel. Bitterheid kom uit dit uit. Ek wil u vanoggend vra. En ek wil nie hê jy moet op daai plek kom waar jy bitter spyt is, dis bitter laat nie. Ek wil dit weer sê. Ek wil nie hê jy moet op daai plek kom. 'n Meisiekind, ons is in 'n jeugkonferensie 2018 en sy staan daar en die Here sê vir haar, jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse. Of jy doen dit, want jy speel, jy's by die verkeerde plek, voordat die duiwel kom om jou te steel. 2 weke daarna, toe is dit gone. Miskien het sy by bitter spyt uitgekom, en agtergekom, dis bitter laat. Hierdie boodskap vir u is vanoggend. As daar vandag in jou lewe 'n situasie is, of daar's iets wat jou kort herinner aan 'n besluit wat jy gemaak het en dit laat jou voel en daar is bitterheid uitgebore. Vandag is jou dag. Vandag is jou dag. Daar's paas in huwelike. Toe ek my besigheid verloor het, nie toe COVID kom en eendag sit ek so en ek kom by 'n plek van mislukking uit. Ek kon 2 dinge gedoen het. Ek kon bitterheid in my lewe gevat het of ek het gesê ek soek vrede. Ek het die Here gehoor met 'n hoorbare stem met my praat. Ek wag vir jou daarbo. Daar waar ek gehoorsaam was, het God in 6 maande 26 jong mense se siele gered by daai selfde draad. Daai draad wat ek so opgetel het en 8 droppers so uitgetrek het en geskree het en gesê het, my God, ek kan nie. Toe sê ek kan. Bitterheid laat jy op 'n plek kom dat jy nie kan nie. Ek wil vir jou vanoggend hierdie boodskap gee. God kan. Waar jy ook al sit vanoggend, ek wil net hê jy moet jou hoof sluit. As jy vanoggend wil staan, staan vanoggend. Maar as jy wil sit vanoggend, as jy vanoggend, ek bid dat die Heilige Gees jou sal terugvat vandag na 'n plek toe in jou lewe waar jy nie wil wees nie. Laat toe dat die Gees van die Here met jou werk vanoggend. Hy wil jou terugvat na daai plek toe om daar 'n regte besluit te maak. God kan. As jy vanoggend jouself voorberei om te sê, Here, hierdie wortel van bitterheid wat my onsuksesvol maak. Hierdie wortel van bitterheid wat my, ek kom baie keer in God se wil, jy's in God se wil. Maar jy voel, Ek het dit een keer gedoen. Toe het iemand iets gesê en daarna doen ek dit nie meer nie. Van daar af is ek ongelukkig, ek is woedend, ek het bitterheid, daar 'n wortel ontstaan daar. Ek wil die vra vanmôre, hou jy oor toe in die hoofde gesak vanmôre. As jy vanoggend sê, niemand kyk rond nie. Here, help my. Niemand kyk rond nie, net ek.
En die kamera is nie op jou vanoggend nie. Wil jy nie op jou voete staan vanmôre? En sê, Here, woe, dankie, daar staan iemand. Daar staan iemand, nog iemand. Kamera is nie op jou vanoggend nie. Niemand kyk rond nie. Moenie wag op iemand anders nie. Die man moenie wag vir jou vrou en vrou moenie wag vir jou man nie. Miskien het die vrou nie as 'n bitterheidtenaar nie. Of die man het nie bitterheid by hom nie. Miskien wil God met jou praat vanoggend. Jy het by 'n plek gekom van einde vir 'n nuwe begin. Daar waar jy staan vanmôre. Sê vir die Here, ek gee dit vir U. Sê vir die Here vanmôre, ek gee dit vir U. Dan gaan ek vir jou gebed doen vanoggend. Jy is nie eers so vanmôre nie. Dis hoekom God sy seun gestuur het. Ek wil dit sê om te herstel, om te herskryf. Ek wil hê volgende moet jy so in jou hart vat vandag. Vat so in jou hart vandag. Ek gaan vir jou gebed doen. Sê dit is skaam om op te staan, is alright. God ken jou. Ek wil net nie hê dat as ons die uitstap vandag moet iets om weer herhaal nie. As jy môre by 'n plek kom waar jy in God se plan is en jy moet iets uitvoer dat die wortel van bitterheid nie meer daar is nie. Vader, ek kom nou in die naam van Jesus. Soos wat Jesus daai boom aangespreek het. Daai vyeboom. Ek kom nou in die naam van Jesus. Wortel van bitterheid. In Jesus naam. In elke persoon wat vanoggend staan of sit. Ek sit die bloed van Jesus op daai wortel nou in Jesus naam. Daai boom, daai persoon gaan vandag af staan sonder daai wortel. Enige geestelike verbintenis kap ek nou af in die naam van Jesus. Elke vergiftiging wat jy in mense se harte en gedagtes ingeplaas het, ek ruk dit nou uit. Ek plaas die bloed van Jesus daarop. Enige konneksie van die verlede of gebeurtenisse nou in Jesus naam. Ek kanselleer dit nou in Jesus naam. Sê vir jouself, noem jou naam vanoggend. Sê ek vergewe myself, omdat ek myself so lank in 'n binding gehou het. Sê vir jouself, ek is vry, want die bloed van Jesus maak my vry. Vader, elke gees van verslawing of elke gees van misleiding in hierdie oomblik wat saam met dit gepaard gaan, spreek ek nou aan in die naam van Jesus. Ek sit die bloed van Jesus daarop. In Jesus Christus se naam. Ek plaas elkeen vandag in die bloed. En ek dank U vanmôre dat bitterheid het vandag geskuif uit mense se lewens uit. En van hierdie oomblik af, sukses, vrede, ek wil dit sê, kalmte, skuif vanmôre in plek, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, in Jesus naam, amen. Wanneer jy teruggaan na daai ding toe, wat baie belangrik is, jy kan die sitplekke neem, wat baie belangrik is, hulle het Jesus nie in Jerusalem aanvaar nie. Toe hy geleer het, toe gaan hy terug daarna. Toe gaan preek hy daar. Dan gaan 'n tyd kom in jou lewe vandag, vorentoe in hierdie jaar,
wat God jou gaan terugvat. Hoekom? Om vir jou te wys, hoe ver het jy gegroei, vandat jy daai wortel uit jou lewe uitgeskuif het. Wanneer jy by daai plek kom, onthou hierdie woorde. Moet dit nie dat jy sien, is iets in jou lewe wat nog in jou lewe is, nee. Want jy werk nie op gevoel nie, jy werk in geloof. God gaan jou wys, hoe ver en hoe groot het jy gegroei, sonder daai wortel, in die naam van Jesus Christus. Die Here seën sy woord in die hart, en gaan vorentoe, en doen dit wat God wil hê, jy moet doen. Want ons het 'n treffende, jy gaan 'n treffende hou slaan, in 2026, in jou lewe, vir God se werk. En moenie verwag gesit in die kerk nie, daar buitekant. Die Here seën sy woord in die harte, in Jesus naam. Amen.